Geloof in Jesus Christus is die antwoord op die grootste denkbare berg wat voor 'n mens kan opdoem, né? Die vraag is egter nie geloof wat so maklik geproklameer word nie, maar hoe groot my geloof is. Is my geloof, nommer 1, kleiner as 'n mosterdsaadjie of nommer 2, so groot soos 'n mosterdsaadjie? Ons hoor Jesus daar in Matteus 13:31 sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie, wat iemand gevat en in sy land geplant het. En Matteus 17:20 hoor ons verder dat Jesus gesê het, dit verseker ek julle, as julle maar geloof, so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar ander kant, en hy, die berg sal gaan, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As God met ons is, het selfs 'n bietjie geloof groot krag. As ons as Christene swak en magteloos voel, moet ons geloof ondersoek om vas te stel of ons nie dalk op grond van ons eie vermoëns dinge probeer doen, in plaas van om ons afhanklikheid van God te erken nie. As 'n probleem vir jou so groot en onbeweeglik soos 'n berg lyk, kyk net weg van die probleem af. Maak soos Petrus gemaak het toe hy op die water loop. Rig jou oë op Jesus Christus en vra hom om vir jou perspektief te gee, om die saak met vertroue in hom aan te pak. Dan sal jou werk vir hom nuttig en lewend deur jou geloof word. Een van die moeilikste dinge vir 'n kind van God om te leer, is hoe om beheer van sy lewe aan God oor te gee, né? Die rede hiervoor is, omdat ons van kleintyd af geleer word, om op ons eie voete te staan, en nooit van enige iemand afhanklik te wees nie. Jy is die baas van jou lewe, en jy laat niemand dit van jou al wegvat nie. Ek dien die Here soos ek wil, ek glo wat ek wil, moenie my iets probeer leer van die Here nie, ek doen dinge op my manier. Klink die woorde dalk bekend? Dis darm snaaks hoe mense die wetenskaplikes glo, né, maar nie in God glo nie. Mense glo aan 'n onsigbare COVID-virus, maar nie aan 'n onsigbare God nie. Hoekom? Want daar is in die meeste mense net nie geloof in God nie. Here Jesus, ek vra U vandag asseblief, gee ons asseblief meer geloof. Meer geloof, Here, groter as die mosterdsaadjie, sodat ons geestelik en nie vleeslik in Christus kan seëvier en opgewonde kan lewe, Vader. Gee ons meer geloof, Here, asseblief, sodat ons geloof ons gedrag ten eerste teenoor U bepaal, maar ook teenoor ons gedrag teenoor mekaar en ons medemens, sodat U daardeur verheerlik kan word. Gee ons meer geloof, Here, ja, groter as 'n mosterdsaadjie, sodat ons in enige geloofkrisis kan leer om op U te wag, dat U wil geskied, soos U self dit bepaal, want U weet altyd die beste, en ek weet, Here Jesus, ons pottebakker is besig om ons almal te hervorm, om 'n bruikbare, geesvervulde getuienis vir U liefde en genade te kan wees, terwyl U ons op aarde voorberei vir U hemelse koninkryk. Wat moet ons as gelowiges doen? Ons moet deur geloof lewe. Benader alles deur geloof. Bly getrou aan die geloof. Volhard in die geloof. Staan vas in die geloof. Bid vir meer geloof. Groei in die geloof. Verheug God deur jou geloof. Kombineer ons geloof met hoop en liefde. Ja, doen alles deur geloof. Vertel ander van jou geloof.
Vertoon jou geloof deur goeie werke. Oorkom sonde deur die geloof. Wat veg die duiwel deur jou geloof. Ek sluit af. Wanneer ons sterk geloof in God deur sy genade het, moet ons dit behou. Ons kan geloof met 'n vuur vergelyk. Wanneer ons 'n vuur aansteek, dan brand die vlamme dalk baie sterk, né? Maar as ons nie nog hout op die vuur sit nie, dan sal daardie vuur uiteindelik uitbrand en sal daar net as oorbly. As ons egter gereeld hout op die vuur sit, sal dit bly brand. Dieselfde geld vir ons geloof. As ons aanhou om God se woord elke dag te lees en te bestudeer en in te neem wat die Heilige Gees ons gee, dit is die hout wat ons liefde vir die Bybel en vir Jesus sal laat toeneem. Dan sal ons geloof behou en God sal dit versterk. Here, ons vra hierdie dinge in die naam van Jesus Christus. Skenk asseblief aan ons meer geloof. Amen.